This video is proudly sponsored by Blankie Steak Sauce. My maats, and welcome back to yet another braai adventure. Jonas, Jy lyk lost. Ek is vir jou 'n besigheidskaart. Dankie maat, ek sal vir jou kontak as ek staalwerk nodig het. My maat, sê vir my, waar is ons vandag? Was as hier by McGregor vandag. Die lieflike McGregor. Connor? Ja. Jo, dames en here, ek wil net vir julle sê, ons is genooi na die lieflike McGregor toe deur van ons fans en ons wil net eers sê verskriklik baie dankie. Want ek dink as ons nie uitgenooi was, ek weet nie hoe binnekort ons na hierdie plek het sou gekom het. Dit is baie weggesteek. Nee, dit is baie lekker. En van ons hier gekom het ons met oop arms hier verwelkom, Ja. vriendelikheid Ja. en die mense is hier is net lekker. Dis Is 'n vibe vir ons. 100%. Hare. Alright, so dames en here, ons het al gisteraand hier aangekom met McGregor, ons het lekker geslaap. Ons verblyf vir die naweek is soos 'n ou historiese gebou. Oh, it's scary daar binne. Ek moet sê toe ek in die een vertrek was, ek was alleen geweest. Daar in die badkamer en toe ek daar klaar is om my vinnig kamer te geloop. Dit was baie scary. My man, it's all in the mind, it's all in the mind. Maar dit is baie ou gebouens, so ek dink een van die beautiful dinge van McGregor is meeste van die gebouens wat jy vandag sal sien is gerestoreerde ou gebouens, die original goeder. So ek dink ons moet nou ophou praat. Ons het eintlik 'n baie lekker dag wat voor lê. Ek sien uit na een baie lekker ding taakie wat ons gaan doen vandag. Sê sommer vir die kykers, ek dink ons gaan dit sommer nou doen. Ons gaan lekker donkies ry. My maat. Ek is excited af, ek nog nooit perd of donkie gery nie. Ja. So dis vir my iets lekker. Jy sê vandag is jy op die ou ryperd. Yes. My maat, nou Vandag- sien jy die vlees. Vandag kan jy hom sing, my man. Vandag, ek gaan hom sing sommer op die perd, op die donkie koes. In elk geval, dames en here, ons sal ook 'n baie lieflike braai hê vandag. Ons het ribs, ons het hoender, Kom hier. ons het wors, ons het braaibroodjies. Een van die braaibroodjies wat een van julle kykers vir ons aangebeveel het, en ons het ook 'n lekker slaai. So ons gaan lekker eet. Maar Jonas, dit is tyd dat ons McGregor gaan explore. Ons gaan explore hom. My maat. McGregor, 'n klein dorpie in die Wes-Kaap wat in 1861 gestig is en vernoem is na Andrew McGregor, 'n Skotse predikant van die NG Kerk. Die dorpie begin as 'n landbougemeenskap en baie van sy oorspronklike karakter is vandag nog sigbaar in die ou huise en stil strate. Met tyd het McGregor ook bekend geword vir sy wynplase, kunsgemeenskap en natuurlik die bekende Donkiereservaat, waar mishandelde en verwaarloosde donkies 'n veilige tuiste kry. Dis 'n dorp met eenvoudige geskiedenis en 'n sterk gemeenskapsgevoel. As hy dames en here, so ons het omtrent nog so 20 minute voor ons donkiekar rit en ek kan nie wag nie. Maar terwyl ons wag is ek hier met die pragtstuk, die edelstuk, die diamant van Veldrif, die prys van KwaZulu-Natal. Karen. Sean sê ook so. Is dit die prys van KwaZulu-Natal? Ja. My maat, Beste prys wat hy ooit gewen het. vaderland, en 'n klommasjien gekry. Yes, yes. Tjoe! Wel Karen, Yes. dit is tyd dit is. Dis Yes. tyd vir vinnige feite feite. met Karen. Vinnige feite met Karen. Nou Karen, terwyl ons nou hier staan langs hierdie pragtstuk van 'n kerk, want dit is een van die mooiste kerke wat Yes, ek al dit gesien is. het. Dit is so 'n halwe Gothic style kerk en die argitektuur is ongelooflik. Wil ek graag hê jy moet vir my 'n paar vinnige feite vertel oor hierdie kerk. Okay. So, die kerk was gestig deur Andrew McGregor Yes, in 1904 of 1905. pragtig. So dis hoekom die dorp benoem was ook na hom toe McGregor. So as jy kan sien, die toring, die Yes. groot toring was oorgebou in 1951. Wat 'n storm deur die dorp gekom en toe was hy Hy was vernietig. Hy was gaan. Verstroom. Hy was verstroom, hy was gaan toe herbou hulle hom weer. 1951 sê jy. 1951, ja. Okay. En Andrew McGregor was vir 40 jaar lank die dominee van die kerk gewees. Jeez, like. Jo, Karen, dit is nou regtig interessant. Al hierdie feite kom uit hierdie kop van jou. Ek probeer my bes. Dis jy sê jy onthou net genoeg vir elke Net episode, genoeg, né? net genoeg. Wonderlik. Wel, terwyl ons hier is, wil ek ook so 'n paar goedjies sê. Hierdie kerk, oorkant die kerk is al elke Saterdag 'n kerkmark. En Karen, jy het vir my gesê, as jy nie vroeg hier is nie, Dan verkoop hulle alles dan uit. is alles uitverkoop. Hierdie kerkmark kan baie keer net vir 'n halfuur of tot 'n uur aangaan, want hierdie dorpie, een van ons gasheere het gisterand vir my vertel. Die dorpie is so klein, daar's omtrent 10,000 plus minus. Ek moet my nie quote op dit nie, maar omtrent so 10,000 mense wat hierso bly.
en as gevolg daarvan kwalifiseer dit as 'n village, wat sy gesê en nie 'n dorpie nie, en is baie klein. So ja, maar ek love die gevoel van McGregor Car en is Ja, dit is soos laid back, is chilled. dis baie nice as jy het nou vir my gesê soos jy loop in die aand en jy Ja, voel soos veilig. gisterand toe ons nou hier so met ons gashere sit by Jimmy's, né? Yes, by Jimmy's. Mense loop huis toe, hulle loop rond, dis in die aand ook nog, so dit is eintlik safe. Yes, nee, dis great. So as jy wil net jou bakkie park iewers en jy besluit jy gaan van huis na huis toe, dan loop jy om. Dis wonderlik, né? Dis baie nice. Wat ek ook baie like van die dorpie is, as jy sal sien, soos ons hierdie dag vir jou wys, is baie van die oorspronklike argitektuur. Ja. Dit is baie van die huise is gerestoreer. Ja, hulle het net geuphold. Yes, net mooi gekyk Mooi na die plekke. So jy sal sien daar's baie historiese gebouens hier in McGregor en dis lekker, dit gee regtig 'n magical gevoel aan die plek. Ja, maar Karen, al hier gepraat met nou lus gemaak vir donkie karre. Ons gaan nou donkie ry. Jy reg om donkie te ry? Ja. Jy opgewonde? Baie opgewonde. Ek gaan my dalk byt, maar ons vat dit soos 'n champ. Hey, dit sal goed visualiseer op die video, né? As hy dames en here, kom ons gaan nou en ons gaan sien die res van McGregor. En dit was Vinnige Feite met Karen. Erglikheid. Les, wat nou? Nee, my maat. Alright. Dames en here, ek het nie nou regtig geval in die sloot. Dit is 'n reenactment van gisteraand toe ek hier aangekom het. Ek kom hier so oop arms om te ontvang en toe ontvang ek 'n sloot vir die aand. Maar ja, Jy het 'n stukkie van McGregor gekoop. ek is nou 'n amptelike McGregor. So ons gaan nou maar aangaan van die sloot af en ons gaan nou gaan donkies ry. Baie maar. As Jonas, kry maar jou appel my vriend dat die manne kan So eet. die donkie op die regterkant se naam is Karoo en hierdie ene se naam is Lucy. Kyk jy vir Lucy en ek sal met Karoo gesels vandag. Okay. As hy Lucy. Okay, ek sal vir jou nog enige, sorry man. As hy. Sorry man. So baie goed by behand. Nee man, hulle is te vriendelik. Hulle lippe is lekker redelik lank. Dis lekker sagte lippe jong. As hy. Dis cool Jonas. Nice. Hè? Ons het nou vir hulle 'n bietjie petrol gegee. Ja. Ons het nou vir hulle juice gegee sodat hulle nou lekker kan ry. Maar ry hom. Ou ryper. Ek is al hoekom daai ou. Nou moet julle maar beklei vir die laaste appel. Ja, die laaste netjie. Lucy. As dames en here, kom ons neem so 'n paar fotootjies. Dit is nou regtig 'n belewenis. As dames en here, so ons is ook nou die eerste mense wat hierdie nuwe collaboration gaan uittoets. So ons gaan nou hierdie donkiekar lekker ver ry hier so in die dorp rond, lekker stadig, rustig gepas, dit gaan lieflik wees. En nou die nuwe samesmelting wat nou hier aangaan as jy klaar gery is, dan stop jy hier so by die kunskombuis. Ja, eet jy sommer 'n lekker breakfast ook so. Dis 2-in-1 entertainment en kos. Waarvoor meer kan 'n mens vra? Ek is baie opgewonde met dit. Nou dames en here, hierdie donkiekar rit was omtrent 35 minute deur die hele dorp gewees. So ek gaan nou nie vir julle die hele volle donkiekar rit wys nie, maar as julle wel belangstel, laat maar vir my weet en dan sal ek die volle videoetjie oplaai. Ons gids het verskriklik baie kennis om McGregor. Hy ken die dorp so goed soos die agterkant van sy hand. Maar ek gaan beslis vir julle van ons gesprekke wys want dit was baie interessant. So ja, nou gaan julle sien hoe groot die erwe is van die mense. Daar is die huis gebou. Hier is nog baie grond, maar mense het nooit regtig daar gebou nie. So McGregor was destyds baie bekend geweest vir sy appelkoosfeeste en sy patatfeeste. En so mense het hier mandjies appelkose, mandjies patat uitgedra. So nou mense se jaarte is 'n bietjie te groot, so hulle kan 'n perdjie of hulle kan 'n pony aanhou of hulle kan 'n donkie aanhou of hulle kan meer honde of meer katte aanhou. En dan die ou vrugte nog in McGregor is die kweperbome. En hulle dra nog sommer gereeld kwepers elke jaar. Ons gas hier is gekom vir tyd wat die brug op Ons het ek was op pad, ek moes Swede toe gegaan het want ek moes nou hierdie sementbeelde. Dis 2023. Hey. Gewoonlik is hierdie dryf wat hulle moet hardloop. En
daai week toe kom hier ook 'n storm en dis water, dis al wat val en oral waar jy sien is dit net water. En dan een aand hoor ons maar die ryding het by die brug afgery en ons dink toe dit kan nie wees nie. Want die brug het dan nou reëlings. En die mense hardloop en jaag hier uit McGregor uit die wat ry goed het en hulle kom daar en hulle sien net voor die brug het daar 'n gat ingeval. En dis nie 'n speelietjies gat nie, dis 'n helse gat. Dis seker 6-8 meter diep wat die water die gat gespoel het en uitgekalwer het en weggevaar het. Stap. En ons is toe gestrand amper vir 3 weke hier in McGregor. Jy wat in McGregor is in McGregor. En ons is toe gestrand hier in McGregor en ek moet oor see gaan. Die mense het al die aand van my vlieg al gesê, meneer, jy moet by kamer dit antwoord gee en jy moet by en ek sit hier in McGregor, ek kan nêrens gaan nie want ons het net hierdie een uitgang uit McGregor het. En as jy wil gaan dan moet jy nou al hierdie grondpaadjies vat en dan kom jy by Boesmansrivier, dan is daai rivier ook oorlopends en dan kan jy glad nie daar deur nie. En ek sê toe vir myself, dis nou 'n trip wat nou moet afgestel word nou. En ek bel die mense in Swede en ek sê vir hulle, ongelukkig, ons is gestrand, ons is 'n eilandjie op ons eie hierso. Ons kan nêrens gaan nie. 3 in my visa en my paspoort kon ook nie by my uitkom nie, so hoe gemaak nou? En 3 dae later het die water 'n bietjie gesak, maar ons kan nog nie op die teerpad ry nie. En 'n vriend van my op die plaas sê, hulle kinders moet huis toe gaan, maar hulle ken nie die pad die ander pad huis toe. Ek sê jong, die ander pad huis toe is 'n baie gevaarlike pad. So ons sal nou maar daai pad moet vat. Maar nou ry ons en dan kom ons by die rivier, dan trek ek my skoene uit en dan kry ek vir my 'n lang riet of 'n stok wat ek kry teen die pad en dan druk ek eers voor my om te kyk hoe diep dit is en dan sien ek okay, nee, dis reg. En dan gaan ek 'n meter daai kant toe en 'n meter daai kant toe, sien ek nee, die kar kan hom deurgaan. Dan sê ek mense, julle sal maar eerstes en maar redelik vinnig moet gaan want voordat die engine water kry. So het ons gegaan en ons het gegaan. Ons het seker oor 3 riviere voor ons op die teerpad uitgekom het. Ons is die oggend 9 uur weg, ons kom op Robertson amper 1 o'clock die middag. En ja, en dis 20 minute weg. Lekker rustig goed dorpies soos in sy ander elemente. Rustig en stadig maar seker. Ja, dit is mooi huise en mooi geboue wat hier. 100%. Ek wil ook vra, ek sien die hele McGregor het so slote wat reg deur hardloop. Yes, Wat is die rede daarvoor? Want ek het gisterand in een van die slote ingeval. Het die amper in hulle geval. Nee, toe ek uitgeklim het uit die kar het ek nie gesien as 'n sloot, toe val ek in die sloot. So dit is ons leiwaterslote. Ja, of hy nou verby jou plot gaan of jy nie van hom af water kry nie, as jy op jou belastingstrokie sien, sal jy sien dat jy het access tot leiwater, so jy betaal 'n fooi vir daai water wat daar verbygaan. So ons het 'n baie groot dam hier bo kan die dorp en hierdie dam gee vir al hierdie tuine water in McGregor. Okay. Yes. So dis die leiwaterslote. En hy loop die hele McGregor stuk in. Yes, of ek hy sien deur hom. jou plot moet loop, water sal jy kry. So hierdie is White City sê jy? White City, ja. Okay. So hy gee blyplek nou vir 25% van die plase. Yes. Plaasinwoners wat vir jare op die plase gebly het en in hagelikse omstandighede gebly het op die plase. Okay. So hulle het nou almal hulle plaashuise gelos, hy ou huise, en hulle het nou nuwe huise by die regering gekry. So hierdie was 'n plan gewees vir jare, seker dit White City sou nie hier gewees het nie. White City sou op 'n ander plaas gewees het of by die Steenoonde gewees het buitekant McGregor of Yes. naby die begrafplaas. Ja. En toe die raadslid wat 2010 in bewind was, Gawie Phillies, toe hy besluit hy gaan die ministers en al die probleme McGregor toe bring en die McGregor se probleme aan die minister bewys. Ja. En dan gaan hy nou vir hulle sê hy dink hierdie plaas kan gekoop word by die plaaseienaar. Okay. En hier wat ons nou loop was net 4 huise op hierdie stuk grond gewees. Jo. Net hierdie stukkie het huise gehad. 4 huise en dan was daar 'n waterdammetjie en dan die res was 'n plaas gewees met wingerde op en appelkoesboorde op. En jy kan ons nou sien hoe groen die mense se tuine is so. Ja. Want hierdie mense wat hier bly, het eintlik vrugbare grond. Hulle hoef nie kompos of bemesting te gebruik nie. Hulle kan net plant.
Dis interessant. Yes. Ek wou gesê het ook soos wat ons deurgery het, dis vir my baie mooi hoe elke huis het sy boom en sy Daar's ding en hy, dis as daar's hy. gevolg van die water wat daar deurloop. Dis as Ja, dis gevolg mooi van man. Ek wat van die Kaap af kom, jy sien nou en dan so 'n tuintjie met so 'n paar Yes, plante en yes, so yes. maar om by elke huis so rangskikking Yes. voor die huis is mooi man. En dan is daar ook 'n kompetisie wat elke jaar geloods word in McGregor. Die een met die beste tuin kry 'n prys. En ek Lekker. dink hulle vat uit elke gebied uit, vat hulle iemand uit die gemeenskap uit met die beste tuin en hulle gee vir hom of haar 'n beker en 'n prys en dan voel die next persoon volgende jaar hy wil ook deelneem en dan groei die tuine aan en aan. Soos dis 'n open gardens noem ons dit. So Okay. elke ou wat inkom in die dorp en hy voel hy wil Deelneem. na die ouens se tuine kom kyk, kry die geleentheid, hy kry 'n map en hy loop. Okay, ek wil daai tuin gaan sien, want daar is daai ou net besig met kakters. Ek wil na daai tuin toe gaan want daai ou is net besig met rose. En so gaan hulle aan en dan kan jy nou die verskil sien van die huise. Daai is 'n double story, hier is 'n platdak en dan dit is alles die argitek stuur van McGregor. So hulle het nooit weggewyk daarvan nie. Ja. Die gevels alles is presies soos McGregor se Wonderlik. huise aan die ander kant van die dorp. Dis En mooi hier sien man. julle dit presies en dis 'n 2 slaapkamerhuis, open plan en jy het jou badkamer. So Great. wat beter wil jy hê? Ja, ek dink om grond te benut vir behuising is 'n baie beter ding om te doen as om nou hierdie as een massiewe plaas te hê. Yes. Ons het genoeg plase, maar ons het altyd 'n tekort in Daar is behuising. altyd bekort in huise, ja. So die kleinboere is ook 'n hele klomp kleinboere in McGregor wat met diere boer, soos met varke, beeste en 'n bietjie bok. Yes. En dan hier en daar is 'n ou wat 'n skaap groot maak. En ja, so die ouens se besluit ook nou om ook 'n stuk plaas te kry wat hulle kan koop, maar ons soek ook nou weer na 'n plaas ook so naby aan McGregor sodat die mense kan loop weer soos hulle nou kan loop in Voortrekker Road toe na die naaste winkels toe wat daar is. Yes. So dit is die idee wat kan gebeur. En dan kan julle ook sien daar's baie huiswinkeltjies Ja. wat hulle nou opsit. So dis buitelanders wat hierdie klein dorpie staak het soos dit nou is. En ek meen daar's 'n huiswinkeltjie, daar's 'n huiswinkeltjie, om die draai is 'n huiswinkeltjie. Oral waar jy sien is 'n huiswinkeltjie. So jy het nie 'n tekort aan winkeltjies nie. winkels in die dorp self hê. So hierdie mense wat in White City is, hulle hoef nie Voortrekker Road toe te loop vir 'n brood of so nie. Ja, nee, hulle kan Die sommer brood self is net loop. langs aan die huis. Lekker. En dan is daar mense wat baie insit in hulle huisies want hulle is baie dankbaar vir huise. Kyk, daar was 'n waglys gewees ook vir oor die 30 jaar en mense het na 30 jaar het hulle vir hulle eerste keer hulle eie huis gekry. So hulle het hulle eie bates na Shame. 30 jaar gekry en waar hulle ook in agter ander mense se jarte gebly het of gehuur het by iemand anders. Nou bly hulle in hulle eie huis en hulle betaal maar 'n minimum fooi in die maand wat net vir water en vullisverwydering is. Yes. Kyk, as ek vir julle sê daar's mense wat in die McGregor hier in die White City R2 belasting betaal, Yes. dan wil dit gedoen wees. Nee, dis great. Dit wys ook net vir my dat McGregor kyk regtig mooi na sy mense. Definitief. Hulle gee regtig om en dit gee net daai gevoel van die gemeenskap wat regtig saam trek en Yes. saam staan. Ja, want jene. Môre So baie McGregor kan ook hy is in die begin is hy baie lieflik en dan in tyd kan hy ook kan hulle ook baie snaaks raak met mekaar. Soos baie kere wanneer mense van ander dorpe afkom. So een voorbeeld ons kan nou die mooiheid sien van McGregor, maar Drax eis ook sy tol op die einde van die dag van McGregor. Dis maar So enige daar's plek. altyd ons baie kere dink ons die klein dorpies het dit nie, maar is die klein dorpies wat die giftigste is op die einde van die dag. Dis waar. So, ons het seker ook so 10 jaar terug het ons hierso gesukkel met 'n paar manne van Woester. Hulle het in die dorp ingekom. Hulle het besluit hulle gaan nou die emergents wees hier in die dorp. En ons kinders het binne in dit ingeval en dit was baie moeilik om dit af te kry. Ja. En ek dink 10 van daai kinders sukkel nou nog met die hobby van drugs gebruik. Ja. En hulle was al rehabs toegestuur. Ek dink net uit die 10 uit was daar seker net 2 of 3 wat Rehabiliteer is. Yes, wat regtig reg gekom het agterna. So dis maar 'n wyse alles wat jy doen is 'n wyse besluit. Ek sê altyd vir my mense, jy's die argitek van jou eie lewe. Ja. Jy bou hom en as jy op 'n sekere ouderdom kom en jy kyk so terug, dan kan jy vir jouself sê, "Oh, ek het daar 'n bietjie skeef gebou." Ja. Of ek het daar reguit gebou, so ek hou aan. Is 'n mooi way om te dink daaroor. Ek sê ook weer altyd in die lewe is elke ding wat jy doen het 2 keuses. As jy regte en die verkeerde keuse. Yes. En die regte keuse, al weet jy nie baie keer wat dit is nie, is altyd die moeilike Dit is keuse. altyd die moeilike keuse. Is nou of jy doen hierdie drugs of jy doen dit nou nie, jy loop Yes, weg van yes. jou vriende af. Dis die moeilike besluit, dis die Dis- regte ding om te doen. Ja.
So ek doen dit altyd vir Yes, myself. ek het ook so vir die eerste paar jaar wat ek McGregor toe kom, het ek vir 12 jaar baie gedrink en ek het altyd in die aande op my kooi gelê en ek het baie vriende gehad. Ja, Het ek altyd gevra, joh, as ek die wyn gaan los, gaan ek nog vriende hê? ja. En die sal nie wil glo in die 1 jaar bel ek onder die Karoo uit. Ek sê vir my familie hierso, ek is nou klaar gedrink, ek drink nou nie meer nie. Hulle sê as jy maar is Desember man, die buite dit begin dan nou lekker raak. Iemand trou ook, jy kan mos nie nou die wyn wil los nie. En ek los die wyn en ek kom terug en ek wys vir hulle ek is klaar. En die sal nie wil glo nie. Nie een van my 100 en iets vriende wat ek gehad het, is vandag by my nie. Ek het heel ander vriende. Mense wat nie my geken het voorheen nie. En ek 12 jaar terug, toe ek al klaar 14 jaar in McGregor en ek meen van die 14 jaar het ek gebou in McGregor en ek het mense bymekaar gemaak. En daarna, toe hulle hoor ek kan nie meer lekker maak nie. Dus hulle ook niks meer met my te doen nie. So, Daar is altyd die ding. maar dis En spyt is ek nie, want die vriende wat ek nou kry, ons praat een taal. Okay, die vorige vriende het ook dieselfde taal gepraat, maar Ja. jy moes iets op die tafel neersit. ja. En vandag is ek nie spyt nie, want ek gaan ander plekke en ek ry baie buite toe, maar as 'n nigter mens en nie as 'n Ja, dis wonderlik man. Baie geluk daarop ook man. Yes, Dis moeilik om daai dinge te doen, maar net so. dis die regte ding om te doen, Dis né? hoe hy gesê het, Ja, die moeilikste ding is die regte ding. 100%. As hy. Oh, baie dankie dat jy my deurgevat het. Dit was regtig insiggewend om te kyk hoe lyk dit hierso, Yes, hoe werk dinge. En ek dink ons gaan nou weer die donkie terugvat daai kant toe. net so. Baie dankie my vriend. My pleasure. Also dames en here, terwyl ons nou hier afry, is ek net ingeneem met hoe mooi en hoe groen hierdie plek is. Is regtig, soos ek vroeër gesê het, is elke huis het sy eie tuintjie of sy eie stukkie landskap hier as gevolg van die slote wat hier deurloop en is regtig lekker. Ek dink om op 'n donkiekar deur 'n dorp te ry is ek stel dit hoogs voor dat jy sien regtig aan die ander kant van die dorp, jy sien hom stadig, jy sien hom maar seker en ja, dis net regtig die rustigheid van self en is verskriklik nice. So as ek vir julle kan iets sê is kom besoek gerus, kom kry vir jou 'n donkiekar om hierdie dorp te gaan want dit is regtig 'n hele ander manier om 'n dorp te sien as wat jy hierdie dorp sou gery het. Ek dink jy sou hierdie dorpie gery het in so 10 minute se kant, as dit so baie is. Dit is maar 'n klein dorpie. Maar jy sal so baie mis. So asseblief kom kry vir julle so 'n donkiekar. Boek dit letterlik hierdie presiese een wat ons nou het. En laat vir ons weet hoe julle experience was want dit is regtig verskriklik lekker. My maats. Also Jonas, die donkie rit is nou verby my maat. Het jy dit geniet? Baie geniet jong, ek love die landscape en Die argitektuur en alles. Ja, dis die regte woord. Dis wat jy wou gesê. Ja. Yes, like 'n geleerde man. Jy's warm. Yo. Nee, so ons gaan nou gou vinnig net kyk, dis 'n markie wat ons nou wil gou besoek, kyk of ons 'n paar drywe of so kan kry. Die gaan ek deur 'n paal. En dan gaan ons nou terug gaan en na die Donkey Sanctuary toe gaan, maar ek dink ons moet ook eers 'n ontbyt kry. Oeg, my maag. Hy water al. Oral hierso. Yes, like my vriend. So ja, ons gaan vandag kyk wat hier aangaan en dan gaan ons gou 'n breakfast eet en dan gaan ons die Donkey Sanctuary uitcheck. Goeie my. As jy opgewonde my Ek maat. is opgewonde. Geniet jy dit? Ek geniet dit. Ja, sy, my maat. My maat. Wat 'n belewenis was dit nou nie gewees nie. Dit was nou heerlik geweest om McGregor uit 'n ander oogpunt uit te sien en vreeslik lekker. Hè, Jonas? Ja, was baie lekker. My maats. As hy ja. Ja, yes, Jonas. Wat dink jy van die plek, maar die kunskombuis?
Nee, ek dink dit is 'n baie lekker plek hier, hè. En ons mense daar in die Weskaap of in die Weskus kan maar leer van die plek want toe ons hier inkom, word ons as royalty behandel. Ons het 'n lappie gekry met 'n bietjie appelsap. Dis lekker appelsap, hè. Dis lekker ons voel so celebrities hier so. Dis ja, dis Ja, is baie gasvry, maar van ons hier gekom het, is almal hier so, maak nie saak waar jy is gasvry. nee, die gasvryheid is op 'n ander vlak hierso in McGregor op die oomblik. Dit het my eintlik half om kant gevang. Ek het geweet die mense is vriendelik want ons is genooi al laas jaar en hulle was baie insistent as 'n mens moet sê kom McGregor toe, kom sien ons en ek het gedink ja, ons gaan eventually daar uitkom en hou ons hier en ek wens ons het vroeër gekom. Dit is so 'n lieflike ervaring sover. Baie lekker. En almal, hulle kom sommer van die pad af en Skud jou aan, gesels net en- lekker. Dis so asof ons ou vriende was. Mm. En dit is net lekker man. Nee, ek like dit baie. Ek moet baie dankie sê vir almal wat dit moontlik gemaak het. Deur die loop van hierdie video sal ek nou almal se name leer ken Ja. en uitsaai en dankie sê persoonlik, maar vir almal wat hierdie moontlik gemaak het. Vreeslik baie dankie. Van die mense van die kunskombuis, mense wat ons verblyf gegee het. Regtig, dit is awesome. Dis regtig awesome. Soos Sean sê, ons voel so celebrities. Ja. Dit voel weird, maar dis Maar ook, dis eintlik 'n daaglikse ding hierso. ek dink die mense is eintlik maar net so vriendelik. So nee, ek dink ons het nou vir ons elkeen 'n breakfastie gekry. Ons gaan nou 'n lekker breakfast eet met 'n condensmelk koffie. 'n Railway koffie soos hulle sal sê. Hy koffie vir my nou gaan wees. Ja, dames en here, vir die van julle wat wonder, Jonas, hy tap sweet van tandpyn op die oomblik. Sy tande klap op die oomblik. Hy klop nou so ek beheer hom, maar hy koffie gaan moeilik het. Dis moet net maar vasbyt ou vriend. Ek Ja, maar doen net vir die video. So ja, dames en here, laat ons gou 'n bietjie die rustigheid inneem. Daar's 'n pragtige waterfountain hier agter. Hier's 'n padbaan, hier's 'n een of ander tipi ding hier agter ons. Ons kan definitief waar 'n bietjie gaan speel. Ek dink ons moet kamp daar. Dis ons volgende kampterrein. Maar in elk geval, dames en here, kom ons geniet die res van hierdie oomblik en ons sien julle nou. My maat. Jonas? Ek wil nou vandag vir jou iets wys, né? As jy tandpyn het soos ek, of as jy op 'n goeie dieet is, né? Dan vat jy net 'n stukkie wortel vir my. Dan ryk jy hom net so en dan vat jy 'n dryf jy eet jou. Baie gerieflik. Jy's 'n effektiewe dieet daai. Dit is 'n baie goeie dieet of as jy tandpyn het en jy kan nie soet goed eet nie. Kyk en dan nog een keer. Jonas. Dit was nou 'n koningsmaal, my vriend. Dis bang as ek hier klaar is, wanneer ek lus wees vir braai. Wel, hopelik gaan ons nog 'n lang tydperk 'n bietjie adventure dat ons nie hoef nou dadelik te eet nie, maar kyk net hoe heerlik lyk hierdie Ja, kos. dit is- Kyk hierso. Hy sit nou baie stamina in jou. Nee, ek gaan sommer nou berge uitklim, maar daai McGregor staan op die berg. Ek gaan hom sien. Ons klim hom agteruit uit. Agteruit. Jy raak nou vir my te opgewonde. Wel, dames en here, ek moet vir julle sê, dis die farmhouse breakfast, né? Ek dink dis die farmhouse breakfast, maar in elk geval, dit lyk ongelooflik. Dit is lyk baie lekker. super lekker. So, laat ons gou eet en dan gaan ons aan met die dag, né? Dit is hierdie hashbrown. As 'n hashbrown, my vriend. My maats. Jonas, Ek kan nou lekker mok. ek dink ons vat sommer nou 'n napie. Hoe was daai kos? Dit was baie lekker, maar ek dink ons moet 'n draaitjie gaan ry. Ja. Uit die kos net sak en dan met die adventure weer begin. Ek stem saam, ou vriend. Dit was nou regtig klop dusselboom soos hulle sal sê. Ek het nou lekker geëet. Daai brood. Die brood was vir my die highlight. Hæ? Dit was baie lekker. En die ouma brood en daar was 'n hash brown daar gewees. Alles was net lekker geweest. As jy een klas by die ander en alles val so in een. Ek is net verskriklik versadig nou. So ja, soos Jonas nou gesê het, dames en here, ek dink ons gaan so 'n oomblik net gou 'n bietjie deur die dorp loop. Gou vir julle 'n bietjie wys hoe lyk hierdie kunskombuis en dit is regtig baie mooi. Die plante, die atmosfeer, die rustigheid hier met die watervalletjie is baie nice. So as ons nou klaar is daarmee,
gaan ons gou vinnig ietsie gaan doen en dan gaan ons na die Donkey Sanctuary toe, né, Charlies? Kamera vrou 1? 100%. So ja, ek dink daar's nog baie om te sien in McGregor. Wat is die Donkey Sanctuary? So as ek reg verstaan en ek sal meer vertel as ons nou eers daar is, maar hulle red donkies wat okay. miskien hulle rehabiliteer die donkies wat dit miskien is, beskadig is of abused was en dan het hulle nou 'n hele plek waar hulle mooi kyk na die donkies Okay, en so. dit klink interessant. Maar jy moet nie bang wees om die donkies appels te gee nie. Jy was Nee, maar ek- skrikkerig vir daai Nee, maar donkies. ek is bang, hy kom hier en hy... En dan jy sulke Powerpuff Girl arms. Dan staan ek so, jy, Yes, like it. Nee, hulle is baie vriendelik hierdie donkie. Wat ons nou gery het was baie oulik geweest. Maar in elk geval dames en here, kom ons gaan doen gou ons ding. Ek wys julle hoe lyk die plek en dan gaan ons aan met die adventure. Wat sê jy Jonas? My maat. Yes my maat, so ons is nou hier so by Bemint se pragtige wynkelder in hierdie kamer hierso en ons gaan nou 'n wynproekie doen voor ons die wonderlike ding die donkies gaan besigtig. So kom ons gaan kyk gou wat se lekker wyne ons gaan kry. Ek is baie opgewonde en ek hoop net na hierdie wyn sal ek nie weer in daai sloot opeindig hê. My maats. As hy op die eerste netjie hier is, Chenin Blanc, né? Chenin Blanc. Cheers julle. Kom ons proe gou vinnig hoe proe hierdie ouetjie. Hy ruik heerlik. En hy smaak nog beter. Ja. Liefde gemaak. Ek proe die liefde ja. Jo, proe gou vinnig daar so kamera vrou 1. Wat gou 'n slukkie daar? So jy gesê daar's heuning, né? So 'n bietjie heuning op die neus. Ek kan hom ja, ek tel dit op. Deur my. As hy vertel vir ons van hierdie wyn hier. So die Sinzel is 'n bosstok. Hierdie druiwe kom van Woester af. Hy's so 35-40 jaar 'n bosstok. Okay. Hy groei actually op die grond. So jy gaan 'n bietjie van 'n earthiness op die neus kry. Op die palet meer van 'n cherry raspberry flavour. Ek ruik daai raspberry It's a flavour. very easy drinking rooi wyn. Jy sê daai ding. Ja. Nou kom En ons ek draai. chill hom so 'n bietjie. Is dit? So hy's relaxed wyn hier. Yes. Ja, wel hy gaan my laat chill. Maar hy's baie lekker ook. Baie dankie. Sure. En jy het gesê dis net julle twee wat aan hierdie wyn werk. Ja, so ek is die enigste permanente werker saam met Ilse. Ja. Sy maak nou al so vir 26 jaar maak sy wyn. Al die, ek is nou 8 jaar met haar. Sure. So ek gaan vir julle die storie vertel. Ja, vertel ons. Ek was actually die cleaner hier vir haar. Sy is nou al 10 jaar hier. Ek was die cleaner once a week vir haar hier. En as sy nie is nie, gaan ek mal met haar kliënte. So toe stuur sy my op kursusse en goedjies. So ek is nou die assistent wynmaker saam met haar. Ja, ek doen alles. Ons gaan uithaal ons eie druiwe. Ons kom terug en ons sit dit deur die krasje Sure. en dan vind fermentasie plaas. Ag, Ja. dis awesome. So jy het ook nou 'n passie gekry vir wyn Ja. lekker tyd. Ja. Nee, ek was nog nooit in die wynbedryf nie. Dis my eerste keer wat ek in die wynbedryf is en ek geniet dit. Ek kan Ek ja. geniet dit om elke dag nuwe mense te ontmoet. Ek So kan dis imagine, baie ja. baie lekker, ja. Dis lekker om mense 'n passie te kry in die lewe. om Yes. iets- Ja, nee, dis great. En ek kan sê julle maak lekker wyn, so jy raak Ag, goed. baie Jy doen goed dankie. met jou passie. Ja, ons het al ons liefde in ons wyn. Mm. Ek sê altyd vir Ilse, ons pas ons wyn op soos babas. Ja, nee. Dis baie nice.
Kom ek lees gou hierdie pragtige gedig aan ons kykers. Hierdie is Digkuns met Lester. My beminde, geweef in die onsigbare draadjies van my hart, vir ewig omsingel in die druppels van my wyn. Ek gee, ek ontvang. Mense, my mense, kom binne, my beminde. Pragtig, hè? Baie Sommer dankie. draadjie gestort was, né? Maar ek wil ook net eers vir die video en so wil ek ook net sê baie dankie dat jy vir ons hierdie lieflike wyne gewys het. Dit was 'n absolute plesier geweest en jy weet waarvan jy praat. Ag, baie dankie. En ons sal die plekie wys en ons sal vir mense vertel dat hulle wil kan kom by. Ja, nee. Baie Goeie dankie. publisiteit vir ons. 100%. Ek gaan regtig ek joke nie. Ek gaan met Jolie so lank gespreek. Ek dink ons trek. Asai, so ons is nou klaar hier by Bemind. Lieflik. Die wyne was lieflik. En ons het dit regtig geniet. Soos ek nou al 'n paar keer gesê het, die mense hier by McGregor is so gasvry. Die gasvryheid is ongelooflik. So ek beveel regtig elke liewe een van julle aan. As julle ooit in hierdie valley kom en hierdie village kom maak 'n draai, julle sal nie spyt wees. Hierdie mense is so vriendelik en sê vir hulle braaivens soos jou gestuur want dit is regtig 'n fees. Nou gaan ons gaan donkies gaan sien. My maats. Jonas! My maat, waar is ons nou? Soos ek nou hier deurloer, sien ek die donkies. My maat, hierdie is Eseltjies Rus Donkie Sanctuary. Nou wat gaan ons hier maak? Ons gaan donkies sien en ek gaan 'n donkie koop vandag. Koop. Waar Ja. gaan hy bly daar by Poepies? Ja, hy sit by ons in Bloubergstrand by op die stoep sal die donkie. Nee, ek grap met dames en here, hierdie is 'n verskriklike spesiale plek. Hierdie is 'n plek wat donkies rehabiliteer en red. So dis donkies wat Alkoholiste nog. nee, ongelukkig nie dit nie. O. Ongelukkig nie dit nie. Dis donkies wat so was verskriklik. Dis donkies wat mishandel is, donkies wat nie reg na gekyk is ja. Bring hulle die donkies in, hulle rehabiliteer hulle, gee ewen vir hulle warm huise. En iets wat ek baie belangstel in is jy kan selfs op 'n maandelikse basis kan jy betaal, dan kan jy 'n donkie foster. Maar Jy sponsor 'n ek donkie. dink ons moet dit doen. Ek dink ons moet 'n donkie sponsor en ons noem hom wat? My maat. My maat die donkie. So kom ons gaan kyk wat hier aangaan. My maat. Ons kom vir jou. Meeste van die donkies in Zee was ons handelgoeien, so ons kan geen kontak met hulle beloof nie. Okay. Ons beweeg hier agter my van 'n magtelskop. Hulle hou van nibbel, maar hulle sal glad nie byt. Okay? Dankie vir die disclaimer. So plezier. Ons kan maar net die afprobeer. Dankie. Alles het eintlik begin in 2001 Sure. toe Anne-Marie en Oom Johan uit KwaZulu-Natal getrek het waar hulle gebly het. Yes. En hulle het McGregor toe getrek waar hulle huisie gekoop het met 'n baie groot jaag. En een oggend die SPCA na hulle toe gekom en hulle het deur geklop en gevra of hulle nie 2 donkies wil inneem nie, wat Val en Japie was. Sure. En van daar het hulle gekom met nog donkies en toe raak die jaagkie te klein. En toe moes hulle hier by 'n plaas hier wat sy naam is Ludius. Yes. En daar het hulle gehuur die plekkie begin, ook 'n koffieshopie begin daarso. En toe in 2013 toe koop hulle hierdie plaasie vir hulle. Die Wow. donkies is vir ewig huisie. That's So amazing. in 2007 het hulle ook vir hulle geregistreer as die eerste keer Rus Donkie Sanctuary. Ja. Want hy was die jaar toe die SPCA vir hulle gebel het oor 12 donkies wat in die leeuplaas afkom. Sure. Ek het So- gelees daar so die papiertjie van die donkies was destined om leeukoste gewees het. Ja. Sure, dis baie hartseer, né? So was dit nou nie vir die leeuplaas, het dit 'n klein bietjie langer gevat Ja. vir hulle om hulle te registreer het vir die
as die eerste keer as donkies inkry. Ja. Maar die Leeuplaas donkies was 12 donkies geweest. En daai donkies wat hulle reeds gehad het, was ook genoeg altesaam om hulle te kan geregistreer het as die eerste keer as donkies. Wow. En van daai donkies is nog hier of? Ja, op die oomblik het ons net 5 donkies oor van hulle. Yes. Van hulle meeste van hulle afgestorf as gevolg van ongesonde kos hulle ingekry het en siek geword. So as jy mense donkies ongesonde kos gee, kan so 'n bietjie nader beweeg na Alright. hulle toe. Ja nee, ek weet glad jy moet vir my lei vandag joh. So Lei as my jy na die mens randse kant. die donkies ongesonde kos voer, dan veroorsaak dit lemonitis. Okay. So baie van hulle kry lemonitis in hulle bene en dan kan hulle nie die gewig dra van hulle liggaam en dan lê hulle nie. Shame. So het ons vir Lola, ons het vir Blondie en dan ook vir Dovodola. So hulle drie glo ons mag dalk susters wees as gevolg van dieselfde mynare wat hulle ore Ja, ek blond sien. is. En dis ongewoond, né? Dit is ook 'n soort breed. Okay. So daar's klomp verskillende breeds van 'n donkie reg rondom die wêreld. Ja. So hulle kom van die leeuplaas af, was amper leeukos gewees en hulle was ongesonde kosse gevoer Ja. om vet te word om te voer aan die leeu's. So. So van hulle is nog 'n bietjie bang om kontak te maak. So as jy nader aan Lola beweeg en nader aan Andy beweeg, Andy is die enetjie wat nou reg agter die wit donkie staan. Yes. So hy sal altyd ver van die ander donkies af wees, maar hy's nog 'n bietjie bang om kontak te maak. Okay. En dan ook 'n baie mooi interessante storie wat die donkies dra op hulle rug is die kruis op die donkie se rug. So as jy hulle van voor af kyk, jy kan jy die kruis daar sien. So dit is toe Jesus in Jerusalem ingegaan het op 'n donkie ry. Yes. En toe hy gekruisig was, het die skaduwee van die kruis op die donkie se rug geval. So dis hoekom elke liewe donkie die kruis op die rug het. Ek het dit nie geweet nie, né? Dit is verskriklik Ja. interessant. Ek het nie geweet hulle het 'n kruis op hulle rug nie, né? Ja, baie mense Wat 'n dink- cool storie, ja. Baie mense dink dit is deel van 'n zebra stripe, maar dit is die kruis wat die donkies gekry het. Skare weer van die Ja. kruis. Wow. En dit is 'n natuurlike merkie van hulle is gebore met die kruis op die rug, maar ook jy kan dit net sien by die ligte van kleur donkies. Yes. Kyk soos by Dovodola kan mense die kruis sien en Ja, dit sal sy net te dra donker wel die wees, kruis ja. op die rug. Dan ons is 'n grootste donkie, die spotterige enetjie wat daar so staan. Ja. Haar naam is Lulu. Lulu. So een van haar agterbene was vasgevang in hakkies draad en sy het amper 'n been verloor. Ek het gelees op die flyer is Ja, Lulu gepraat van. Maar gelukkig is sy nou baie beter by ons af. 100%, Baie gesond ja. ook. Ag, kyk, dit lyk of julle baie mooi kyk na die donkies en Ja. julle is regtig lief vir die diere. So. Ja. Hulle is in goeie hande hier. So. Baie goeie en ja. Sal julle van hierdie donkies dan relocate ook as iemand nou sou belangstel om 'n donkie op 'n plaas te gaan vat of bly hulle nou hier vir Hulle life? bly hierso. Okay. Al neem Ek was hulle ook die nuuskierig geweest of hulle al neem hulle die donkies ook aan, donkies bly op die plaas. maar mense kan nou maar donkies na julle toe bring ook, né? Ja, as hulle miskien nou nie meer so finansiëel sterk is nie, dan kan hulle vir ons kontak en dan sal ons iets reël om die donkies te kry by ons. Ja. En dan as hulle miskien nou nie meer lekker spys het vir die donkies of geen gras vir die donkies om te eet het nie, dan kan ons ook iets reël in die donkies inkry. Net stil staan, hy's baie lief vir vroumense. Hy gaan net so 'n krapie gee. Ja, Eddie is verskriklik baie lief vir Jy hoor vroumense. nou, Eddie is die man met 'n klomp vrouens gehad het, né? 2 vroumense. Sien nou, nou, Eddie, Ja, ons moet vir hom dan. Eddie het nou vir ons gekies. Ja, hulle kies so, Wat jy doen, hè. hulle kies so hulle mensies uit. Ja, ek dink Eddie is 'n player. Hy het nou vir ons besluit. Eddie, Well done, dude. Jonas, ek moet jou nog gevra het. So ons het nou besluit hierso Jonas, dat ons gaan vir Eddie vat. Ek weet nie wat om te sê. Ons gaan vir Eddie vat en dit lyk of die man weet hoe om te braai. Jonas? Laat kyk aan braai.
Lyk of hy plankie lyk. Hy gee vir my die gevoel dat hy like om ten minste ribs te braai, né? Plankie kan braai, dan moet ons hom vat. Nee. van hulle. Eddie is 'n Ja, Eddie is dit 'n is meneer. dit is Jasper. Wat sê hy? Jasper. Ja, as Eddie se seun. Eddie se seun. O, hy aard na sy pa, né? Ja, kyk ja, hulle het baie Yes, dowwe velle. So dis hoekom hulle so baie lief is om te krap teen die mense, die Ja. fence en so. Ag, hulle is pragtig. Wel, dames en here, Eddie het is. Ek sê vir jou baie dankie. Dis so goed. Dit was regtig 'n groot eer om te kom gesels met jou. Ek is As bly hy dat jy Jasper, né? kom. Jasper, ja. As hy Jasper. As hy baie dankie my vriend. Is Ons goed, waardeer dit. is Ons gaan nou met jou gesels, dan sort ons gou vir Eddie uit. Okay. Ek hoop julle het dit geniet en asseblief dames en here, as julle in die area is en ewen as julle nie in die area is nie, ek gaan die webwerf in die description sit. Kom donate, sponsor 'n donkie. Dit is altyd enige hulp word waardeer en ja, kom doen dit vir 'n goeie cause. My maat. Daar's my maat. Sê vir ons wie is 'n nuwe member van Braai Adventures. Was dit Eddie my maat nou Gedoop. aangeneem, Lekker. maar hy bly maar agter hierso. Yes. So hulle gaan vir ons elke keer updates en goedjies stuur. So daar is my bra Eddie. Sjoe. Eddie is nou 'n blye member van Braai Adventures. As dan nou dis is so sy Braai Adventures adopted Eddie. Baie welkom. Mag jy baie braai saam met ons geniet. Al is dit net in die gees. Baie spesiale plek. Ek hoop julle het dit nou geniet om te hoor van die donkies en die rehabilitasie wat hier gebeur. Dis regtig 'n spesiale, is 'n noble cause. Ja, nee, is nice. Ja, ek dink nie baie mense dink aan. Ek dink baie mense beskou 'n donkie as 'n werksding en hy's 'n sterk dier en soeters, maar daar is ways hoe jy hulle kan benadeel. Soos ek nou gehoor het, te veel wortels, te veel appels. Ja, dit swel sy maag uit en stoor. Ja, dan wil hy net lê en dan dan gaan hy gaan dooi. En mense sou dink appels en daai goed is gesond vir donkies en goed. Maar hy moet eintlik net gras en hooi en sulke goeie saaf, So leer sulke ons. weet Ons het goedjies. vandag baie geleer met donkies. Ek stem saam ou. Ek stem saam. So in elk geval wat ek wil vir julle sê is as julle nou hierdie video kyk en julle voel lus om te donate of te adopt, ek gaan die description, ek gaan 'n klein QR koodjie hier vir julle sit om te gebruik. Scan in, check dit uit en kry jou eie donkie vandag. Want dit is regtig, dit voel vir my soos 'n goeie kos. Dit is vir 'n goeie doel. 100%. As my maats, kom ons gaan nou aan na die volgende plek toe. Ons sien julle daar. My maat. Okay. Het hom seker dan maak hierdie hardloop saam met ons op hierdie avontuur gaan nou kom plak op die My maat. Net mooi. Nou is hy vir ewig deel van die Braai Adventures span. Hy ry saam. Ek het 'n paar babbeltjies maar Ja, is alright. Ek gaan hierdie saam met ons travel, saam met die adventures. My maat. Nou ons laaste stop vir die dag was by Red Earth Chicken en net voor ons gaan braai het ons gou gaan kyk wat daar aangaan. Nou hierdie plek is baie spesiaal en ek wil baie dankie sê vir Stephanie dat sy vir ons 'n hoendertjie geborg het vir die braai. Hierdie hoenders is verskriklik gesond. Hulle is free range, hulle het geen stres. Hulle eet 'n vegetarian diet en hulle het geen hormone nie. So die hoender is number 1. Baie lekker. So ja, ons het nou 'n bietjie gaan kuier op die plaas. Hoe magical, hoe mooi. Daar's iets van 'n plaaslewe wat regtig spesiaal is vir my. En ons het tot 'n paar perdjies gesien. Dis baie nice. Wel dames en here, geniet gou vinnig hierdie laaste gedeeltetjie net voor die braai begin. My maats. My maat, is nou jou tyd. Right. Is braai tyd, dis sulke tyd dames en here. Ons het nou 'n lieflike dag gehad in McGregor en julle sal my nie glo as ek vir julle sê, ons het nie eers 'n 10de gedoen wat in hierdie dorp is nie. Ja, hier is baie om te doen vir so 'n klein plekkie. Ja, nee, 100%. So Shonas altyd sê, paad 1, 2, 3, 4, 5. Hierdie is regtig 'n dorp wat 'n mens definitief meer as een paad kan doen want ons het probeer om soveel as moontlik te doen, maar die dag is al op sy embryo. Dis nou al amper 4:00 se kant, is 3:30 se kant. En dis nou die tyd vir ons om die kole aan te steek en te begin braai want ons almal is nou taamlik honger. Die breakfast is nou al hy's al deurgewerk, hè? Ja, hy sal in die badkamer. Jo. Jy's vieslik man. Jy sê jy voel al maar en min alweer.
Nee, is reg. So ons het 'n paar lekker dingetjies en ons wil baie dankie sê vir almal wat dit moontlik gemaak het om hierdie goedjies te kry. En ja, kom ons steek hierdie vuurtjie aan en ons geniet hierdie braai want dit is nou tyd vir braai. My maat. Asai my maats, dis tyd om die vuur aan te steek. It's time to light the fire. Ek is altyd so excited om Mr. Rich te sien. Yeah, Mr. Rich as always has provided us with some lekker stuff. And I must tell you guys, he gave us something new today. The cube of fire. Ja, Mr. Rich spoil ons vandag. Hy het ons 'n lekker boks ook gegee. Klomp van die oudjies. Nou maar ek gaan vandag Hy wil nie elke week 'n pakkie stuur het, stuur hy maar 'n jaar soos op bly. My maat. Nee, dit was nou nice. Wel, gewoonlik wys ek nou vir julle vou om so taco shell al daai dinge, maar vandag gaan ons nou 'n hele ander eenvoudige stelsel wys. So hierdie cubes of fire, one eternity later as Sean hierdie pakkie kan opkry, as hy. Ek gaan hom Hy brand baie vinniger as wat ek hom oopmaak. ja. Net so my maat. So Sean hou vir my vas. Kom ek maak gou my wat dink jy van daai tegniek? Dis 'n plankie. Jy sit hom net daar so, is maar eenvoudig soos normale blits. Maar hy's eco-friendly, hy stink glad nie. En Bob is jou ankel, laait hy nou. So kom ons sit hom in die vuur en ons bou gou hierdie vuurtjie Jonas en dan check ek met julle nou as daai vuur volkome is. Nou dames en here, terwyl Sean gou vinnig hierdie vuurtjie laait, wil ek ook vir julle sê, ons almal het nou nuwe hemde gekry hier op Braai Adventures. Jonas het sy bekende braai by, seker af van julle weet presies waar dit vandaan kom. Kameravrou 1 het nou ge-upgrade na kameravrou toe, want sy is die enigste kameravrou hierso. Karen sinne sê ek drop feite, nie drama nie. Kom nou. En myne sê, Jonas, Maar nou, het jy my geroep. Sien, dit is daai effek. So elke keer as jy al hierdie video's kyk, het al julle hoor ek sê altyd, wat dink jy, Jonas? So ek is baie excited, ons gaan elke so nou en dan 'n nuwe reeks drop en eventually, ons maak planne, sal ons van hierdie hemde vrystel vir julle ook om vir julle self te kry, want ek dink, die Braai Adventure gemeenskap groei vinnig en hy groei sterk. Jy sal moet merch op die website moet kry my man. Ek werk daar hard ou vriend, ek is moeg. Verlig my asseblief. In geval dames en here, ek wou net vir julle gesê het, as julle agtergekom het in hierdie video, ons dra nuwe hemde. Ek is nog steeds my skoonma se favourite, maar vandag sê ek net, Jonas? My maat. Jonas, wat maak jy nou my maat? Ja, so nou 'n lekker ribbetjie. Lekker. Net hier opkry. Wat is die plan met die tinfoil? Ek wil iets anders probeer man. Ek wil nie heeltyd dieselfde ding oor en oor op die video. Ek hoor jou. Ek het nou gedink, ons vir die rib, Ja. spys hom lekker en ons sit hom so eenkant by die vuur in die hitte. Lekker. Dat hy lekker in sy stoom kook. Nice. En dan gaan ons hom oopmaak, gaan ons 'n bottertjie en 'n bietjie plankie opgooi. My maat. Ja, want hierdie is 'n plankie steaksous videoetjie en ons moet vir julle sê hy is nie net lekker met rib, met steaks nie, hy is net so lekker met rib. En ons het al baie gepraat van hoe Sean al sop en pizza en alles. Nou vandag wys ons jou met 'n stukkie rib en ek dink dit gaan vrek lekker wees. Ja, so ons gaan nou, hierdie gaan ons startertjie wees. So Sean gaan hom nou lekker spice, om een kant sit, en dan gaan ons hom marineer met plankie steaksous. Ons gaan hom nou net lekker spys en dan gaan ons hom laat hy kook. Lekker Jonas. So hier is nou weer 'n lekker Organburg. Dis 'n draaier op. Goed, dan gaan ons tinfoil is alright. Maar werk jy daai, Ek sal so lank die toiletpapier oprol. dit omdraai gou. Terwyl Jonas daar aangaan, gaan ek ook vandag hier damage control. Dames en here, het jy al ooit gesien hoe mooi word tinfoil soos die opgerol?
En nou, die rib is nou in 'n massage parlor. Yes. Die skouertjies. Jy het die hande van 'n engel, ou. Wat ek sien, wys my die double push Kama Sutra. Wys dit vir my daai tegniek. Ja! Vaderland, ek wens ek was 'n rib, ou. Ek wens ek was die rib. Nou maar toe, Okay, nou, gaan ons hom nou toemaak, né? ja, wag nou eer. Ek is nou weer hastig, dames en here. My maag praat al weer tale. Oh, braai by has been unlocked. Vader. By die elmboog af. Dames en here, ek kan vir jou waarborg voor ons begin braai dat ons elke in 'n stort gevang word. Ek het let. Ja, nee, ek weet wat McGregor is vrek warm. En so jy weet waar in die elmboog is ook deel van die braai gereedskap in hierdie dag. Okay, As hy want dit is net gou hier. Eers hier in te. reg. As hy's nou klaar gevoelie, dat ons hom in ons rooster gaan nou vandag gebruik as 'n staanrib, né Jonas? Ja, ek gaan dan of meer werk so, maar ek gaan nou eintlik net in die hutjie raas. As hy, kom ons vat hom deur ons transport hom. Lieflik, en nou daar gaan hy nou staan tot hy lekker sag is en hy voorberei homself nou vir plankie steak sous. Kyk net. Heerlik, ek kan nie wag nie. Maak oop. Doe die botteltjies nog toe. Dames en here, hy word mooi geseël. Sonder jy sê al heel dag vir my hoe lus is jy om hierdie goed te down. Nee, down. Jy gaan die hele bottel afvat. Ja. Vat net so 'n proekie. Lieflik. Wel, ons love ons plankie steak sous en hy gaan baie lekker wees op hierdie ribbietjie. Ek kan dit vir julle waarborg. O, dis lekker. Hæ? Jy lyk sommer jonger, ou. Ja. So jy sê hierdie goed maak 'n mens jonk op. Ek sal nou 'n berg agteruit loop. My maat. Ek sien julle nou as hy hierdie berg uitklim. My maat. As dit dames en here, so, julle weet al wat se tyd is dit. As ons hierdie ronde roostertjie uit het, sê vir my Jonas, Jonas, wat se tyd is dit? Dis windroogtyd. Windroog worstyd en ek soek nou vir 'n spot hier. So waar dink ons gaan ons hierdie wors hang vandag? Sal hom nou jy weet die gedagte vang jou as die wors. Jy's reg, as die inspirasie kom eers later na jou toe. Nou hierso het ons nou 'n baie nie 'n bekende wors nie, maar 'n wors wat ons nog nooit getry het, is 'n beef pork. Okay, 'n mixture. Ja, soos 'n Karoo worsie. Lekker, hy kan lekker wees. So ons gooi hom in. Ek is opgewonde. Ons eet altyd net een soort, maar dit is nou twee soorte. My ou. So terwyl ons gou vinnig hierdie roostertjie en alles uitsorteer, wil ek ook net dankie sê vir Marlene en Bruce. Julle het ons genooi hiernatoe. Dis Bruce wat hierdie video's gekyk het en gesê het kom 'n bietjie McGregor toe en is Marlene wat gereël het dat ons hier is. Corley, ek wil baie dankie sê dat ons hierdie pragtige huis en verblyf kon gekry het. Dit is 'n regtig eer. En dan wil ek baie dankie sê vir Stephanie, sy het vir ons hoender georganiseer. Sy kom af van Red Earth Chicken af. So ons gaan lekker hoender ook net nou eet. So baie dankie. Ek moet by sê Jonas, voor ons nou hierdie doen, ek moet gou net dankie gee en ek gaan nie die hele tyd sê nie, maar ek wil nou dankie sê en ek wil sê toe ons hier gekom het, het ons gedink is miskien 1 of 2 mense wat dit moontlik gemaak het. Maar hoe meer tyd ons hier spandeer het, hoe meer het ons besef die hele McGregor het regtig hand in hand gegaan om vir ons gemaklik te laat voel. Oral waar ons gegaan het, was al mense wat vir ons gewag het, wat vir ons ready was, wat ons plekkies en tye spesiaal gemaak het. So van ons kant af van Braai Adventure sê ons vir die hele McGregor, baie dankie dat julle ons so tuis laat voel het en vir ons gehuisves het. Voel as 'n tweede huis hierdie kant en ons is nog net vir 2 aande hier gewees. Ja, nee, is baie lekker. Huh? En baie dankie vir alles. Baie dankie. Wel, ek is nou klaar emosioneel, die trane loop al. Kom ons gaan kyk of vir 'n plek om die wors te hang. Waar sien jy Charlies? My vader, Sean. Ek sien die wors is in en nou kry kamera vrou 1 sommer Inspirasie. Wel, daar's waar ons worsie nou gaan windroog. Die ribbietjie gaan ons draai. Karen het nou vir ons 'n pragtige spread, die tafel mooi opgeset, maar dit sal julle net nou sien as ons nader staan aan tafel. So ja, nou gaan ons bietjie kuier, Sean. Pas op man, my ma, jy speel nou domino's met die wors, jong. So ons gaan nou bietjie relax, bietjie chill, bietjie nonsens gesels, bietjie kaarte speel as ons wil. Ja, is goeie. En dan sien ons julle nou. My ma. Asai, Jonas, ek wil vir jou sê ons gaan vanaand ook 'n ander tipe braaibroodjie probeer. Gaan jy hom saam met my try? Ek is hier om alles te try, man. Wel dames en here, daar is al een kyker wat nou vir my vir baie lank vra om hierdie braaibroodjie uit te probeer. En dit is Bartlow Swanepoel.
Ek sê baie dankie dat jy so aanhoudend vir ons vra vir die braaibroodjie, maar vandag gaan ons jou piesang en chutney braaibroodjie probeer. Ek dink ons gaan dit geniet, Jonas. Dit klink vir my lekker vars braaibroodjie. Ja, het klink lekker. Ons moet dit try. Hulle As die sê kykers dis dit wil hê. lekker, ja, dan gooi ons. Dan moet ons dit probeer. So ons gaan dit doen. Daar's nog ander braaibroodjies, kameravrou. Nie kameravrou gaan vir ons 'n lekker slaaitjie aan mekaar slaan. Karen gaan lekker braaibroodjies maak. Ons het al hierdie lekker vleis. So die aand is geset. Ons gaan lekker eet vanaand en ek kan nie wag nie. Maar ek wil maar net vir julle gesê het en vir jou gesê het, meneer Swanepoel, jou broodjie gaan vandag plaasvind. Dis vandag is die dag. My maat. Jonas, die ding sap al eintlik uit die foil uit, my vriend. Dis net flippend warm. En dan het ons foil Ons plekkie hou met die foil. lekker bewaar. So right, moenie stres nie, sit hom maar in die middel van die foil neer. Moet ek kom skuif? Dis nou nog daar gaan dan goed dan. Ooh, kyk die kleur wat ons al gekry het. Dames en here, kameravrou, kom gou nader hier so, ons gou kyk hoe lyk hierdie foil. Hoe lyk hierdie rib? Hy gaan mos nou lekker sappig wees, my maat. Sjoe, ek dink hierdie stukkies foil. Ja, hy is eintlik al Kan ons hom nou op die kolle gooi om hom te toast? nog nie. Gaan maar nuwe foil met vet hierso. Okay, is reg. Net hier af. Ek sal hierdie stukkie hou. Want hierdie stukkie is dan nog netjies. Jonas, ek sê dit elke liewe keer, maar jy is so waar as vette braaimeister, ou maat. Hæ? Ek dink jy moet nou sommer iemand gaan uitdaag vandag op 'n braaikompetisie. Wie daag jy uit? Net enigiemand wat wil. Jessie, dames en here. Ek soek vir Jan Braai. Wow! Jan Braai. Kyk, ons is groot fans van jou, maar as jy wil kom braai saam met Jonas as vriende en miskien as ons by die dag is bietjie vyande. Stuur vir ons 'n boodskap met braaiadventures@gmail.com. Jonas wil saam met jou braai en teen jou braai. Want jy dink jy het die vernuf. Nee, ek sal hom challenge. Yes, like it, dames en here. En terwyl ons op daai is, Jon, ek gaan gou jou mic gryp hierso want ek weet daar's nog 'n challenge wat hier staan. Kom gou hier kamera vrou. Daar's nog 'n challenge wat ons hier wil buite sit. Karen, ek weet jy wil ook iemand challenge. Nou sê vir my wat hier aangaan. Ek weet nie. Sê vir my wie jy challenge. Jy het groot baas gespeel in die kar. Nou sê nou wat jy sê. Wie dink jy? Karen wil die girl challenge van die song van lekker braaibroodjie. So Karen wil saam met jou 'n braaibroodjie braai en dan kan ons beoordelaars kry, hè? Jy's warm, Karen. Ons gaan probeer. Wel, dames en here, op 'n dag vol challenges wil ek vir julle sê, dis 'n lieflike dag. Die braai lyk baie lekker, dit ruik baie lekker. En as julle hierdie uitdagings wil voltooi, kontak ons. My maat. Nou dames en here, soos ons julle gesê het, dis tyd vir plankie steak sous. Nou soos ek julle gesê het van tevore, ons het nou al baie steaks gemaak, Jonas. Te veel steak al geëet, hè? Ek lyk al soos 'n steak. O ja, ons het al baie, maar ons het nog 'n rib geëet saam. Net so en ek glo dit sal baie lekker wees. Nou die way wat ons hom vandag gaan gebruik, gewoonlik raai ons klaar, spuit hom op, kou hom, maar hierdie keer gaan ons hom gebruik as 'n marinade, wat ek dink gaan nog steeds baie lekker wees. As hierdie asyn, die garlic, die numminess, die lekkerheid gaan intrek in die flavour in. Ons hoop so, ons kyk. Al is hy nie, weet jy, ek dink hy gaan lekker wees, maar ek gaan nog steeds nog plankie opspuit na die tyd. Ja. As hy, so kom ons kyk gou vandag, Jonas. Hè, Jonas? Ja, ons het hom nou uit die foil uitgehaal. Hy het hom nou so 'n bietjie gestoom en nou gooi ons hom. Kom ons doen dit. Kamera vrou, kom gou nader hierso, kamera vrou. Check gou vandag daarso. Hy ouetjie is op die kole. Jonas, ek vertrou vir jou met die plankie steak. Jonas, wys gou vandag vir my. Nou, eers lekker. 'n Sluk vat. Bro. En dan is lekker. Wat sê jy? Ah, sy my maat. Plank. Joho! Nee, ek dink dit gaan heerlik wees. So hierdie steakie is al of hierdie ribbetjie. Hy is al so te sê reg. Ons gee net vir hom nou 'n bietjie kleur en sodra ons draai gaan ek julle weer wys hoe spuit ons die res van daai plankie stoof op. My man. Lekker my vriend. Kry jou nog vandag.
Daar's dit dames en here, so die ribbetjie is nou klaar. En Jonas, Eetheid. well done nou. Dis eettyd, maar well done. Dit lyk lieflik. Kyk hoe mooi lyk hierdie ribs. Beautiful en hulle ruik so lekker. Nou dames en here, voor ons hulle nou proe, gaan ek vir julle sê, ons gaan nou eers 'n enetjie van hulle elkeen proe, ek en jy. Die dames gaan ook eet, moenie worry nie, Kan maar jy hulle dan van dit? hulle kan maar hierdie een stukkie deel. Okay, Wat sê jy? jy? Ja, ek sal hier, kan maar hier. Kan ek maar net weer dames en here, ons is baie lief vir kamera vrou en vir braaibroodjie meester. Maar kom ons proe gou elkeenkie, ek van hierdie kleintjies gou vinnig. Ek wil gou proe. Hoe proe hy met die marinade van die plankie steaksous? Oh ja. Oh. Jonas? Ja, Jonas? Ek proe dit. Ek proe daai garlic en ek proe daai asyn wat deurkom. Maar nou vir jou tweede hap, hè. Kom ons spuit nog 'n bietjie op. Maar gooi hom. Jy sê altyd vir my jy kan nie te min opgooi nie. So kom ons laai hom. As hy jy kan nooit te veel plankie steaksous opsit nie. Dit is regtig lekker. Cheers. Ek moet 'n draai loop. Lekker. Jo, dames en here. Daar bevestig ek dit nou vir julle. Plankie steaksous is nie net lekker op steak nie, dit is lekker op ribbetjies ook. Dit is regtig lekker, Jonas. Baie lekker. Sjoe, en jy het regtig lekker gebraai, ou vriend. Dis dit. Jy is die braai meester. Goed genoeg. Goed genoeg. Wel, ons sê baie dankie. Ons sê baie dankie vir plankie steaksous. As julle self belangstel om vir julle te kry, hierso is die webtuiste. Gaan kyk want baie winkels het dit nou al in. Ek het al van ons kykers gehoor gesê hulle het in hulle winkels gesien. So asseblief moenie huiwerie, kry vir julle plankie steaksous. Julle sal nie spyt wees nie. Jonas, wat sê 'n mens? My ma. Sorry. So, wat het jy gesê nou, Karen? Nou wonder ek moet ek arrowhead opsit. Ek weet nie, ek dink nie arrowhead met Ek dink piesang is sal so lekker gel. Soos 'n puddingbroodjie, as ek so kan Kom sê. ons beskou hom so. So kom ons volg die resep wat vir ons gegee was en dit was gewees chutney en piesang. Spicy chutney. Nie skaam wees. Ja, ek sien, kyk aan. Jo. Kom ek skuif hierdie piesang dat ek mooi kan sien. Hoek tot hoek. Vaderland. Vertel my meer. Vertel my van jou kunswerk. Karen, Ek botter 'n broodjie, dis my kunswerk. geniet jy dit nog om braaibroodjies te maak? Nog altyd. Sal- Ek sien net op julle gesig hoe lekker dit proe. Sal jy vir my sê jy is jou ma se kind? Ek weet nie. Ek weet nie of ek my pa se kind of my ma se kind is nie. Maar maak jou ma lekker broodjies of jou pa? Jou pa is eintlik maar die braaiman daar in die huis, né? Ja, maar Sean is die beste. Yo, Karen, die brownie points wat jy nou verdien. Ek koop vir punte. Yo! En ek gaan môre chocolate koop. Eerlik. 'n Rot koop. Ja, rot. 'n Rot. Ek wil nie 'n rot hê nie. Ons baie met kos, dames en here. Kom ek kyk hoe sny jy dit. Dit is Ek gaan dit nie unmatched. sny nie want hy moet op die braai kom. Ekskuus man, ek weet niks van braaibroodjies af. En dan maak ek nou 'n original.
Dat ek bietjie uitkom hierso. Dis altyd Karen, is dit tyd vir 'n rooi uif. 'n rooi uif. Ek moet sê nou Karen, ek wat nou al jare kos eet. Ja. Ek kan nie sê ek het al ooit regtig veel rooi eie gebruik regtig met ons dis nie, maar ek en Charlie het ook nou onlangs begin 'n bietjie rooi eie meng in ons slaai en Kan die so. verskil proe, né? Baie soeter. 'n Soeter sensasie. Net soos jy. I told you. Jy is 'n soeter sensasie. Ek's lekker op die tong. Karen? Aromat. Peper. Kwaag jy. Jy gaan nie eers 'n proe nie. Dis hoekom dit lekker is met aromat. As jy nou so baie sout op gegooi het, is jy in ICU, né? Maar dis nie jou Dis broodjie. nie jou broodjie nie. O, die video is chaoties, dames en here. Kameravrou 1 het nou skielik besluit sy het baie om te sê oor die aromat. Sorry Karen, sy's baie ongeskik vandag. Sy het nou skielik 'n stem gekry. Ek gaan nou net nou trip in die huis. Looi waar. So dis die tradisionele braaibroodjie Ja. wat jy so lief is vir. So wat ek nou gaan doen eintlik is ek gaan net 'n X bo maak dat hulle weet wat is wat. Yes, maar ek dink ons sal my piesang kan sien op ons broodjies jong. Ek maak maar net seker. Dis reg, cool. So gaan jy almal X wat nie piesang is. Nou Shona, mos jy van tomaat nie, maar ek gaan hom net moet proe. Okay, dis reg, dis reg. Wel Karen, so jy gaan nou aangaan in die res van hulle bou vir Yes. ons en dan gaan ons hulle op die rooster gooi. Yes. Ek moet vir jou sê, jy is 'n vrou van 10,000 talente. En ek waardeer jou expertise, ek waardeer jou moeite en ek waardeer alles wat jy vir ons doen. Die broodjies is lekker. Dit is baie lekker. Dit is baie lekker. Jy het nou al klaar 'n challenge al buite gesit, so jy moet confident wees. Of course, ek is nog altyd confident in my broodjies. Yo, God. Dis nou nie die eie brood wat ek self gemaak het nie, maar ek's altyd confident. Dit is met liefde gemaak Ek like it. Ek like en nie it. met 'n liedjie nie. Yo! Dames en here, daar hoor jy dit nou. Karen, ek gaan vir jou los dat jy nog liefde maak en nie broodjies nie. En nie liedjies nie, sorry. Ja. Ag, het ons. Asai Jonas, jou vrou het nou 'n klop disselboom 'n paar broodjies hier aan mekaar geslaan. Dit lyk heerlik. Dit lekker. Hoe voel jy oor die ouetjie? Ek weet nie, nou maar moet sien. Waar pero. Die piesang en chat en dink Ek ek, het nog nooit 'n braaibroodjie so gesien. het jy ooit warm piesang geëet? Ja, ek het al baie piesang so, maar ek het nog nooit 'n braaibroodjie so geëet. Ek dink hy gaan lekker wees, dames Ek en ken here. 'n braaibroodjie, jy moet Tomaatikaas. basics dan op het en dan torio maar van daar af, maar nog nie net piesang en En chutney. nee, ek het nog nie. Maar dit kan lekker wees. Paul Bartloo, laat ons weet of ons dit reg gedoen het. As ons dit nou indien nie reg gedoen het hierdie keer en dan kom nog kaas en allerlei goeders by, laat vir ons weet. Maar dit is wat jy vir ons gesê het. Piesang en chutney, so ons gooi hom nou piesang en chutney. As hy bring hom na die rooster toe, my vriend. Oh. Lekker. Wel, dames en here, kamera, vrou, kom gou nader daar so, ons gaan kyk hoe lyk hulle. Juwele, trofee, Jonas. Wat sê jy? Wat is hulle? Platinum, Nee, die- rubies. Rubies van die wors was platinum. Hierdie moet 'n ander juweel wees. Ja, rubies. Yes, die ruby broodjies is op. So ek wys vir julle as julle klaar is. My maat. Asai, Jonas, so kom ons tot nog 'n einde van 'n braai, maar nog nie die adventure nie. Wat dink jy, jou vrou het nou regtig vandag hierdie tafel vir ons mooi gemaak? Baie mooi. So Jonas praat altyd met ons, dan sê hy vir ons, weet jy, ons kyk heelwat ander YouTubers wat ook kos maak en sulke goeders. En hulle presentation is altyd verskriklik mooi hoe hulle die tafel opmaak. Ek praat nou hier van doing it together, mamma en pappa, mamma maak die tafel altyd baie mooi. En ek dink Karen het vandag regtig 'n bietjie van 'n flair gebring aan die tafel. Ons tafel, maatjies, messe en vurke, partykeer het ons eers dit hê.
Maak 'n mens ekstra honger. Ja, ek is sommer baie gelukkig. Wel, Jonas, eerstens, voor ek Inderdaad. hierdie netjie hierso, voor ek kom sny wil ek net sê baie dankie aan Karen. Dit is regtig baie mooi en baie dankie aan almal wat hierdie braai moontlik gemaak het. Nou kom ek sny gou vinnig die ouetjie en dan kan ons almal nou saam staan en brood breek, want ek dink hierdie is nou die vraag op almal se lippe. Hoe is hierdie chutney en piesangbroodjie? Vra vir jou, Jonas. En ek vat vir my. Cheers om my vriend. Bartlo, hier trouwens hom nou finally. Weet jy Bart? Maar hoor eens gou jou opinie. Alright. Hy is vir my baie lekker. So, dames en here, 'n bietjie vinnige feite met Lester. Ek is taamlik allergies vir piesang. Nie soveel sodat ek na hospitaal toe moet gejaag word nie, maar soveel sodat my mond nou gaan juk en so. So dit is altyd vir my 'n verskriklike vreugde om 'n stukkie piesang te eet en ek dink dis baie lekker. Hoe meer jy eet, hoe lekkerder is hy. Ek stem saam. Ek dink ek gaan hierdie is nou ook jou vir nagereg, want dit is 'n lekker soet broodjie. En ek dink dit is tyd dat ons skep. So, kom ek wys gou vir julle hierso. Kameravrou het vir ons 'n lekker slaai gemaak. Kom gaan nader kameravrou. Het ons 'n lekker slaaitjie gemaak hierso. Hierso is Johnson sonder die tamatie. Dit 'n lieflike hoender wat ons gekry het hierso. Wors. Dink daar's nog 'n ribbetjie daar binne, maar ons hou dit vir die gasheere. En hierso is baie broodjies. En 'n lieflike wyntjie wat ons gekoop het vroeër vandag. So dames en here, ek wil nou sê almal hierso om tafel, kom ons sit en kom ons klink 'n glasie. My maats. Op 'n lieflike naweek. McGregor het regtig vir ons baie mooi gehanteer. Ons het dit baie geniet en ons is geseënd dat ons op hierdie avonture kan gaan saam as 'n vriendegroep en meestens as 'n familiegroep. Elkeen van ons is lief vir mekaar. Ons doen ons ding, ons bring ons deel. Cheers julle. Op nog baie avonture saam. My maats. Lieflik. Jo, Jonas. Ek het 'n lekker geëet, ou vriend. Jy gaan my nou hier inrol. Ja, sê daai ding. Jy lyk moeg, ou vriend. Ek wil nou Gaan plank. uitskiet. 'n Bietjie gaan plank. Met die rood op die bors. Yes, like dit. Verskriklik. Wel, dames en here, soos ek gesê het, die braai is verby, maar die avontuur gaan nog 'n klein bietjie aan. Die lieflike gasheere wat hulle is, Marlene en Bruce het vir ons nou genooi om te gaan 'n laaste aand doppie gaan drink hier oorkant by Jimmy's. Dis apparently 'n baie nice kroeg en 'n bar. Ons gisteraand was. Ja, toe ons gisteraand aangekom het, het ons daar gegaan vir 'n vinnige wyntjie en 'n catch-up. Baie nice plekkie. Buite, rustig, mooi musiek, alles is cool. So ons gaan gou vinnig hier oprap, skoonmaak en dan sien ons julle by Jimmy's want dit gaan nou lekker wees om 'n paar drinks te drink. Te ontspan na die dag se geskied want dit was 'n lekker video, maar dit was 'n lang video. Want vir van julle wat nou ons video's kyk, ons word in die oggende 8:00 wakker en ons skiet regdeur partykeer tot 10:00 toe. Soos vandag. Dis nou 8:00, so ons het nou al klaar 12 ure geskiet vandag. En ons gaan nog aanhou skiet want die party stop hier nie, ons is in McGregor. So, ek sien julle daar by Jimmy's. My maat. Notorious. Jo!
my maats en so kom ons tot die einde van nog 'n braai adventure. Jonas, wat 'n lekker naweek, hè? Was baie lekker naweek gewees. Ah, Die lekker kossies en die donkies en Erie wat ons geadopt het. Hierdie is ook hier agter, dames en here. So ek wil net gou voor ons nou verder aangaan met die outro, wil ek net sê, en ek het nou al baie gesê, dankie vir die mense van McGregor, maar dit was regtig nie 'n een persoon nie, dit was 'n spanpoging. Die hele McGregor daar waar ons was, het dit regtig moontlik gemaak vir ons om 'n lekker naweek te hê. En ons van Braai Adventure sal ek nooit vergeet nie. Ons is ewiglik dankbaar en regtig baie dankie. Dit is 'n magical dorpie. Regtig, dit is een van my gunsteling dorpies wat ons al kom kuier het. Die gemeenskap is lekker naby. Die gevoel wat jy hier kry is soos familie. En ek sal definitief Ja, weer die terugkom. mense behandel jou soos familie. Ja. Dis gasvry, die vriendelikheid. Ja. Dis een dorpie wat ek nie sommer gaan vergeet. Nee, ek ook. Ek dink wat jy al gesê, die gasvryheid is die keyword van Maak nie hierdie. saak in watse plek jy ingaan nie. Almal is vriendelik. Almal is onhelp jou met vriendelikheid. Nee, dit is so my maat. Dit het my omkant gevang, maar ek het dit vreeslik baie geniet. En ons moet ook verskriklik baie dankie sê aan die borg van hierdie video, Plankie Steak Sous. As jy ooit julle vleis wil oplevel na die volgende level, toe ek praat hier jy level 2, jy wil level 10 toe gaan, dan kry jy vir jou Plankie Steak Sous. Dit is ongelooflik lekker. Soos jy is die man wat van Plankie Steak Sous Hy is letterlik lekker op alles. Ons het hom gister nou op die rib getraai Ja, en dit was 10 uit 10 ja, geweest. dit was baie lekker. Nee, Ons het dit baie self vir 'n lekker. paar mense gegee en hulle het self gesê klop disselboom. Ja. So ons wil net sê as julle belangstel om julle eie Plankie Steak Sous te kry, al die inligting is hier langs aan my. Kontak hulle, kry vir jou Plankie Steak Sous. Sê vir hulle Braai Adventure het jou gestuur. En Jonas, daar is dit nou weer. Ja, is dit nou weer so. My maat. Dit voel of ons nou weer 'n jaar gaan sonder dit, maar ons is alweer volgende week en so gaan ons alweer ietsie skiet Maar almal. ten minste het ons dit geniet. Ek het dit So ons vreeslik. kan nou lekker huis toe ry en ons gaan ontspan. En ek seker jy wil lekker gaan slaap. Jo, my maat, guys, ons het gisteraan 3:30 omtrent eers gaan slaap, so dit was 'n baie lekker naweek. En ek wil ook vir julle dankie sê dat julle weer eens ingeskakel het om nog 'n Braai Adventure te kyk. So ons is ewiglik dankbaar vir elke liewe een van julle wat hierdie video's moontlik maak. Baie dankie. En Jonas, nou is dit tyd om baie beroemde sê-ding te sê. Is jy reg vir hom? Okay, kom ons gooi hom. Guys, we'll see you at the next Braai Adventures. My maat, kom ons gaan shop. Erglikheid. Ja, les wat nou?